Corneille van Rooyen, skepper, skrywer, regisseur van Alles Milan en Summertide is terug met 'n splinter nuwe reeks wat vanaand op Kyknet begin, beter as gister, en ons gesels oor hierdie wonderlike nuwe reeks. Goeiemôre. Hallo, hoe gaan dit daar? Baie dankie en self, Corneille. Ja, nee, dit is baie lekker om weer op julle program te wees, ek moet sê. Hoogtyd. Ja. Kom ons praat oor beter as gister. Waar kom die idee vandaan? Ja, dis funny. Ek dink baie van ons paas wat kinders gehad het in COVID, ons eerste kinders gehad het, was natuurlik baie betrokke by ons kinders se lewens. En ek dink toe Hanna gebore was, weet jy, mense begin van die huis af werk en jy was baie betrokke by jou kinders se lewe. So ek dink toe sy 2 was, moes Renée, my vrou wat saam met my wat ons TV saam doen, ons is al 2 regisseurs en vervaardigers, en sy moes op 'n werk gaan, Catch Me a Killer, nogal 'n groot internasionale werk, en ek was by die huis met Hanna vir 'n hele jaar lank. En ek dink in daai tyd, in daai jaar wat ek alleen met haar was, het ek agtergekom, weet wat dit vat om op 'n manier 'n tuisblypa te wees. Ek het gewerk, maar ek dink die aandag wat 'n kind vat van jou af en ouer in daai oomblik van 2 jaar is omtrent al jou aandag. En jy kry omtrent glad nie tyd om te werk nie. En ek onthou ook hoe moeilik dit was vir my om haar doek te ruil ergens, want daar's altyd dis nou 'n bietjie beter, maar daar was plekke wat net vir ma en 'n kind was, jy weet. En ek is soos, waar moet ek haar doek kry? Moet ek haar in die mans toilet vat? En baie keer het ek maar net gesê, fyn, ek gaan liewer in die vroue toilet en is skoner daar. Gaan haar doek net daar ruil. Maar dit het ook vir my laat besef in 'n manier hoe laag die standaarde is vir paas. Ek dink ons society om 'n goeie pa of 'n betrokke pa te wees en 'n pa wat die hele tyd daar vir sy kinders wees. Society kyk op 'n manier nie af daarop nie, maar hulle is nie iemand wat dit applaud nie. So baie keer was dit vir my soos ek ruil net haar doek of ek doen net die basiese goeders en dan kry ek omtrent 'n staande ovasie of mense sê vir my hoe goeie pa ek is. Maar dit vat baie meer om 'n baie goeie pa te wees. Op daai manier. Maar dit was ek vir my net die heeltyd daai ding van vaderskap, wat dit beteken en my eie struikelinge om dit reg te kry, het toe in 'n reeks ontaard, soos beter as gister, waar die primêre versorger van die kinders is die paas, in hierdie 4 generasie van mans. En dit is so wonderlik dat jy hierdie vraag vra, want dit ontlok natuurlik baie verdere gesprekke. Soos wat jy sê, net soos wat 'n pa voorhande geklap word as hy net die kind se doek gaan ruil, net so is dit vir mense vreemd wanneer 'n pa byvoorbeeld die een is wat net die broodwinner is, nie maar by die huis bly en as sy kind kyk, en dan voel dit amper onregverdig as 'n ma dan terugkom wat nooit betrokke was nie en sê, maar nou wil ek toesig oor die kind hê, en net omdat sy die ma is, kry sy dalk die toesig, maar is sy regtig die beste versorger? Daar's baie interessante, wonderlike debatte wat julle hierdeur gaan ontlok. Noem dalk 'n bietjie vir ons die 4 scenario's van die 4 paas in hierdie reeks. So ons eerste pa is Marco, dit is wat Niels van Jaarsveld speel. So hy's 'n tuisblypa wat al vir die volgende 14 jaar by die huis bly. Sy vrou Cecile is besig om die politieke range op te klim en hy het besluit, hy gaan sy 3 kinders grootmaak terwyl sy vrou die broodwinner raak. Maar sy het baie groot werk en hy het dit toegelaat. En nou dat sy kind weer terug gaan skool toe vir die eerste keer in graad 1, hy sy kinders aflaai, wil hy weer terug werk toe gaan. So dit gaan eintlik vir wat gebeur as jy vir so lank na jou kinders gekyk het en hulle is finally reg om skool toe te gaan en jy probeer weer werk in die werksplek inkom. En al jou vriende en kollegas, mense wat jy saam geswat het, is dan jou baas. En jy moet jouself bewys dat jy in die werksplek kan inkom. Is die een pa wat Niels van Jaarsveld speel met 'n groot familie. En dan is die ander pa Edwin van der Walt. En hy is 'n baie jong pa met 'n autistiese dogtertjie. En
toe hulle die kind gehad het Gretley wat die ma speel, het sy besluit sy kon dit nie hanteer nie. Ek dink dit was te veel vir haar hierdie kind en hulle was baie jonk geweest, hulle was nie getroud nie. En sy het toe gevlug Engeland toe om haarself net weer te gaan vind en sy het hom alleen gelos met hierdie autistiese dogtertjie vir 6 jaar om self groot te maak. En nou dat sy in haar eerste jaar in skool is, kom die ma weer terug en sy wil weer deel wees van hierdie kind se lewe. En dit gaan dan oor 'n custody battle oor wie gaan die kind kry, die ma of die pa. En natuurlik in baie opsigte is dit die ma wat die kind kry. Ek dink dit is nie so in die wet nie, maar meeste van die tyd kry die ma die kind as daar 'n custody battle is en die pa moet baie harder veg vir dit. Dan die ander pa het ons gegaan vir 'n oupa. Ons wou 4 generasies vat van pa's, verskillende ouderdomme, wat Elton Landry speel, wat sy dogter wat hulle mekaar baie vervreemd was van, is oorlede en dan het sy vir hom 'n klein dogter agtergelos wat hy nou moet kyk. So dis amper 'n bietjie van 'n Heidi storie, soos Heidi en oupa storie van die oupa wat nie noodwendig reg is om hierdie kind groot te maak nie. Hy's oud, hy weet nie eintlik uit sy maniere wat hy set in ways is. En nou het sy hierdie 6-jarige dogtertjie wat Alexis Newman is, wat hy dan moet kyk na. En dit is eintlik 'n baie mooi heartwarming storie van 'n oupa en 'n kleindogter. En ek dink in baie gemeenskappe is daar oupas en oupa kinders en ouma kinders wat na kinders kyk. En dan die laaste pa is Frank Rautenbach, wat natuurlik hierdie alpha male pa is en die topwerk, hy die fancy karre, sy masculinity is vir hom baie belangrik. En julle sal nou sien in die eerste episode gebeur daar iets wat hom dan forceer om by die huis te bly. Maar dit sal nog kom, maar dit gaan maar oor vir alle pa en seuns verhouding, want hy het 'n baie toksiese verhouding met sy eie seun. En ek dink 'n pa en seun verhouding, ek dink is nogal 'n groot ding veral vir Suid-Afrikaanse mans. Ek dink hierdie is so 'n belangrike reeks met so baie vrae wat gevra word en perspektiewe wat ons kyk na ons pa's in 'n tyd wat ons nodig het dat ons sterk pa-figure het. Julle het ook 'n klomp jongelinge, nuwelinge in die bedryf wat in die rolverdeling is. Hoe is dit om saam met hulle te werk, die jong nuwe talent? Dis crazy, elke liewe pa, elke van hierdie 4 pa het 'n 6-jarige seentjie of 'n dogtertjie. So hierdie was, en natuurlik van hulle het meer kinders en so om met 6-jariges op stel te werk was nogal 'n uitdaging. Ek dink almal het vir ons gesê jy werk nooit met kinders en diere op stel nie, maar ek moet sê dis een van die mees rewardingste ondervindings om met kinders te werk. Jy moet heeltemal jou manier van hoe jy met akteurs werk uit die water gooi. Dis 'n hele anderste manier om met kinders te werk. Jy moet dit vir hulle eg hou, jy moet hulle jy weet, jy doen ook baie keer die goed 20 keer oor en oor en oor. Hulle moet hulle hande op dieselfde plek hou want continuity moet in wees. En kinders raak moeg na ruk, jy weet, hulle wil dit net 2 keer doen en wil hulle verstaan hulle nie hoekom jy dit weer wil doen. Ja. Hoorie Corneille, ons het so 1 minuut. Ekskuus man, ons het nog so 1 minuut oor. Vertel vir ons dalk vinnig, Alles Malan en Summertide is reeds baie suksesvolle familiedramas wat julle aangepak het. Wat wil julle graag hê moet mense wegneem van Beter as Gestraf? Ja, ek dink ek wil graag hê dat mense moet ek dink daar's baie toegewyde pa's in ons society. Ek dink ek sien baie van hulle by die skool as ek my dogtertjie aftrap of weer gaan optel. Baie van my vriende is toegewyde pa's. Ek dink ek wil net hê dat mense meer dit moet ek voel hulle moet dit meer celebrate, die feit dat pa's die primêre versorging kan wees en daai manier, maar ek dink vaderskap is maar die groot ding wat ek wil hê mense moet wegneem hiersovan. Is dat vaderskap is dis groot voorreg om 'n pa te wees. Corneille, ons is so bly dat jy en Renay weer, jy weet, saamgewerk het as man en vrou ook maar om hierdie wonderlike stuk te skep ook vir Kyknet wat vanaand begin, die 30ste. Ons sien so baie daarna en baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Ja, baie dankie. Ek hoop julle kyk. Verseker. Dit is dan natuurlik Corneille van Rooyen. Beter as gister vanaand op Kyknet, maak seker jy skakel in en net hierna is ons in die kombuis.
Afrika.